Come thou fount of every blessing, to my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise his name, I'm fixed upon it, the name of God's redeeming love. Welkom terug by dag 2 van ons 10 dae van gebed met die tema Ontketen. Vandag is ons titel Kom in lyn met koninkryksprioriteite. In 'n klein dorpie met die naam van Willowbrook was die kinders bekend vir hul wilde energie. Hulle het deur die strate gehardloop so strome na swaar reën in elke rigting geskiet. Nooit lank genoeg gestop om te luister nie. Een oggend het die dorpsklok harder as gewoonlik gelui. Die burgemeester het aangekondig, vandag moet elke kind in lyn kom. Nie vir straf nie, maar vir 'n doel. Die kinders het gekreun, om in lyn te kom beteken reëls, en reëls beteken verveeldheid. Maar nuuskierigheid het aan hulle getrek. So het hulle dan in die dorpsplein bymekaar gekom. Aanvanklik het chaos geheers. Sommige het vorentoe gestoot, ander het agtertoe getrek en 'n paar het probeer wegsluip. Maar toe gebeur iets onverwags. Die dorpsstorieverteller, ou Mira, het vorentoe getree. Sy het 'n lang lint van goue lap vasgehou. Elkeen van julle, het sy gesê, sal 'n stukkie van hierdie lint vashou. Om in lyn te bly, is om verbind te bly. Die kinders het teesinnig gehoorsaam. Terwyl hulle saam geloop het, het die lint in die sonlig geglinster. Hulle het ontdek dat wanneer hulle in ritme beweeg het, die lint helder gegloei het. As een te hard getrek het of weggebreek het, het die lig verdof. Gou het hulle besef dat die lyn nie oor beheer gaan nie, maar oor eenheid. Saam het hulle vorms met die lint gevorm, 'n sirkel en toe 'n ster, selfs 'n kronkelende paadjie wat hulle na die rand van die woud gelei het. Teen die einde van die dag het die kinders gelag terwyl hulle in die lyn gemarseer het. Nie omdat hulle gedwing was nie, maar omdat hulle iets kragtigs geleer het. Wanneer hulle saam beweeg het, kon hulle skoonheid skep wat groter is as wat enige enkele kind sou kon doen. Van daardie dag af, wanneer die klok lui, het die kinders nie verstrooi nie, maar hulle het in lyn gekom, gretig om te sien watter nuwe wonders hul eenheid sou openbaar. Net so is dit met die koninkryksprioriteite. Om in lyn te kom, is om meer effektief ons sending te handhaaf. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons dankie dat ons weer kan bymekaar kom, dat ons tyd kan afstaan om te leer, tyd kan afstaan om 'n herlewing te bewerkstellig in ons lewe. Ons nooi U die Heilige Gees in ons harte in hierdie oomblik om ons te leer uit U woord uit. Mag U woord 'n lig op ons pad wees. Mag U ons help om U koninkryksprioriteite ons eie prioriteit te maak. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons fokus teksverse vandag kom uit Handelinge 1 vers 6 tot 8. Die wat bymekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. In hierdie teksverse was die disippels se fokus steeds dat Jesus die koninkryk vir Israel sou oprig. Hulle het nog steeds geglo dat Jesus die Romeinse ryk omver sou werp en op die fisiese troon van Dawid sou sit op aarde. Maar Jesus het hulle fokus weggedraai van hulle aardse ambisies
en vir hulle gesê dat die tye of geleenthede te weet hulle nie toekom nie. Jesus se fokus was die sending van sy disippels. Hy verander die gesprek na die Heilige Gees wat hulle sal krag gee om effektiewe getuies vir hom te maak en hoe hulle die evangelie die wêreld moet invat. Maar die vraag vandag is, watter prioriteite neem die meeste van jou energie in beslag? Is dit jou werk? Is dit jou stokperdjie? Is dit jou passie om die evangelie te verkondig? Voordat hy na die hemel opgevaar het, het Christus aan sy disippels hulle opdrag gegee. Hy het aan hulle gesê dat hulle die eksekuteurs moes wees van sy testament, waarin hy aan die wêreld al die skatte van die ewige lewe bemaak het. Hy het aan hulle gesê, julle was getuies van my lewe van opoffering ten behoewe van die wêreld. Julle het my arbeid vir Israel gesien. En alhoewel my volk geweier het om na my toe te kom, sodat hulle lewe kan hê, alhoewel die priesters met my gemaak het soos hulle wou, alhoewel hulle my verwerp het, sal hulle nog 'n geleentheid kry om die seun van God aan te neem. Julle het gesien dat ek almal wat met belydenis van sonde na my toe kom gewillig ontvang. Hom wat na my toe kom, sal ek geen sins uitwerp nie. Aan julle, my disippels, vertrou ek hierdie genade boodskap toe. Dit moet aan beide Jood en heiden gegee word, eers aan Israel en dan aan alle nasies, tale en volke. Almal wat glo moet in een kerk versamel word. Die kom uit die Handelinge van die Apostels, bladsy 27 en 28. Kom ons vergelyk gou vlugtig Jakobus en Johannes se vraag met Handelinge 1 vers 6. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel oprig? En dan Jakobus en Johannes se vraag in Markus 10 vers 35 tot 37. En Jakobus en Johannes, die seun van Zebedeus, het na hom gekom en gesê, Meester, ons wil hê dat u vir ons moet doen wat ons ook al mag vra. En hy sê vir hulle, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? En hulle antwoord hom, gee aan ons dat ons mag sit in u heerlikheid, een aan die regterkant en een aan die linkerkant. Net soos die disippels in Handelinge 1 vers 6 was Johannes en Jakobus se gedagtes besig gehou deur materialisme, selfverheffing en die eie ek en hoe ander hulle sou beskou. Hulle gedagtes was kortsigtig en het nie gefokus op Jesus se sending nie. Jesus het sy disippels in Handelinge 1 vers 7 so geantwoord, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Jesus se antwoord weerklink tot by ons huidige tyd. Ons hoef nie bekommerd te wees oor die toekoms nie. Alhoewel 2026 onseker en onvoorspelbaar lyk met Amerika wat Venezuela binnegeval het en hulle presidentspaar gevange geneem het, met Suid-Afrika wat onverskillige uitlatings maak en Amerika wat Suid-Afrika moontlik as hulle vyand beskou, sê Jesus nog steeds vir ons dat ons hoef ons nie te bekommer oor die dag van môre nie. Ons hemelse Vader is in beheer en sal sy hand oor sy kinders hou. Ons moet ons fokus eerder draai na die opdrag wat Jesus vir ons gegee het om die ewige evangelie te verkondig aan 'n verlore gaande wêreld. Die evangelie opdrag is die groot sendingshandves van Christus se koninkryk. Die disippels moes met toewyding werk om siele te win deur aan almal die uitnodiging van genade te bring. Hulle moes nie wag vir mense om na hulle toe te kom nie. Hulle moes met hulle boodskap na die mense toe gaan. Die Handelinge van die Apostels, bladsy 28. Ons is vandag nog steeds geneig om te wag dat mense na ons toe kom. Maar die groot kommissie sê in Matteus 28:19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dit is dus onbybels om te dink dat ons hande gevou hoef te sit en te wag dat mense na ons toe moet kom sodat ons hulle die boodskap van genade kan gee. Die groot kommissie begin met 'n werkwoord, gaan. Kom ons kyk ook vlugtig na Matteus 6:33 in konteks van hierdie wat ons praat oor die koninkryksprioriteite.
Matteus 6:33 sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Die disippels in Handelinge 1:6 was nog steeds gefokus op aardse, materialistiese doelwitte om ontslae te raak van die heidense Romeinse ryk. Hulle het vergeet dat Jesus hulle soveel keer gewys het dat hulle moenie fokus op dit wat aards is nie, maar moet hulle fokus draai na die ewige, die hemelse dinge. Hulle moet hulle visiere instel op die koninkryk van God en wat dit als behels. Die koninkryk van God het 'n missie, 'n visie, 'n daadwerklike doelwit. Slegs deur middel van die Heilige Gees se inwerking kan hulle die missie en die sending van Jesus voltooi, maar dit kan hulle slegs doen as hulle nie fokus op aardse dinge nie. Soms soek ons ook eers dit wat aards is, dit wat ons beskou as noodsaaklik. Ons moet swoeg en werk vir ons kos op die tafel, vir klere op ons lywe om bestaan te maak. Maar die Here vra dat ons fokus eers moet draai na die koninkryk van die hemele en God sal vir ons daaglikse behoeftes voorsien. Dis kan ons sien dat Matteus 6:33 meer konteks gee aan Handelinge 1:6-7. Jesus het vir sy disippels se fokus weggedraai van die aardse na die hemelse, na hulle sending toe in Handelinge 1:6-7. Net so het Jesus ook hierso in Matteus 6:33 gesê, soek eers die koninkryk van God en dan sal al die ander dinge bygevoeg word. Kom ons kyk ook na Prediker 3:1-11. Alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. 'n Tyd om te plant en 'n tyd om uit te roei wat geplant is. 'n Tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak. 'n Tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'n Tyd om te ween en 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te weeklaag en 'n tyd om vreugde rond te spring. 'n Tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om klippe bymekaar te maak. 'n Tyd om te omhels en 'n tyd om ver van omhelsing te wees. 'n Tyd om te soek en 'n tyd om verlore te gaan. 'n Tyd om te bewaar en 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeer en 'n tyd om aan mekaar te werk. 'n Tyd om te swyg en 'n tyd om te spreek. 'n Tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat. 'n Tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. Wat 'n voordeel het hy wat werk, daardeur dat hy hom bemoei. Ek het die taak gesien wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel. Alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Ook het hy die eeu in hulle hart gelê sonder dat die mens die werk wat God doen van begin tot eind te kan uitvind. Volgens hierdie gedeelte het tyd 'n baie belangrike rol. Daar is 'n tyd vir alles onder die son. Ons moet ons tyd uitkoop en seker maak ons spandeer die regte tyd in ons persoonlike lewens om te oorleef en ons spandeer die regte tyd in die verspreiding van die evangelie. Die disippels moes hulle werk in die naam van Christus verrig. Elke woord en elke daad moes die aandag daarop vestig dat sy naam daardie lewensgewende krag het waardeur sondaars gered kan word. Die swaartepunt van hulle geloof moes in hom rus wat die bron van genade en krag is. In sy naam moes hulle gebede na die verlosser opstuur en hulle sou verhoor word. Hulle moes doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Christus se naam moes hulle wagwoord wees. Hulle onderskeidingsteken, hulle eenheidsband, die gesag vir hulle optrede en die bron van hulle welslaa wees. In sy koninkryk mag niks herken word wat nie sy naam en sy opskrif dra nie. Handelinge van die Apostels, bladsy 28. Is jy oortuig dat jou lewensprioriteite in hierdie laaste dae nie die prioriteite van Jesus Christus is nie? Ek nooi jou uit om saam met my te vra dat God ons prioriteite herrangskik om by sy koninkryks prioriteite te pas. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, dankie vir hierdie kragtige boodskap uit u woord uit. Heer, ons wil in hierdie oomblik bid en vra
dat U ons sal leiding gee in ons lewe. Heer, ons gee ons persoonlike prioriteite oor aan Jesus as ons Here. Ons vra o God om U koninkryk ons prioriteit te maak. Ons bid ook Here dat U ons oë sal open deur die Heilige Gees sodat ons verenig kan wees in U sending vir ons. Ons bid o God dat U ons U hart sal gee vir U prioriteite. Ons bid vir die belofte van die Heilige Gees sodat ons U getuies kan wees oral waar ons gaan. Ons bid vir die prioriteite van Christus se koninkryk. Ons bid dat Christus se hart vir die verlorenes ons hart sal word. Help ons, o Heer, om kragtige en effektiewe getuies vir U sal word. Help ons, Heer, om in lyn te kom met U koninkryk prioriteite. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.